Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is Palmsondag. Dit is die dag waarop Jesus Jerusalem binnegery het op 'n donkie en die skare met palmtakke gewyf het en hulle klere op die grond gegooi het voor Jesus. Vanoggend is die begin van die heiligste week vir Christene. Mag dit vir u en die geliefdes 'n besondere week van geestelike verdieping en nuwe toewyding wees en dat ons elkeen opnuut bewus sal word van die onbegrensde liefde van God. Enkele afkondigings. Op die jaarprogram sal u sien dat ons vanoggend voortgaan met die Ek Glo Bybelstudiereis, waarmee ons van die begin van die jaar af mee besig is. So vanoggend is die inleiding tot hoofstuk 9 en in die week doen ons dan die Bybelstudie van hoofstuk 9. Ek glo ek is 'n bestuurder. Dan het ons nagmaal donderdag aand 7:00 in die vorm van 'n stilworddiens. Ek nooi u uit om saam met ons op hierdie nuwe manier van erediens in te skakel en saam nagmaal te gebruik. So as dit moontlik is, hê 'n stukkie brood en wyn of druiwesap gereed. Eerskomende donderdag 7:00. Ons sal weer die link beskikbaar stel donderdagoggend per WhatsApp en op Facebook en op die kerk se webblad. Dan as jy enigstens hulp benodig met die aankoop van kruideniersware, kontak asseblief een van die leraars. Ek het reeds genoem dat daar 'n hele paar mense is wat aangebied het om te help. En dan daarmee saam, as dit ooit sou gebeur dat jy nie meer kos in die huis het nie, neem asseblief vrymoedigheid om die gemeente te kontak. Dan het ons 'n handvol siekes wat in die hospitaal beland het met die een of ander ongesteldheid en operasies die afgelope week. Ons dink aan Denise van der Merwe, Sanet van der Niet, Marie Morten en Tannie Susan van Heerden. Die laaste wat ek gehoor het, was dat dit goed gegaan het, of dat dit goed gaan met hulle almal. Weereens baie welkom en baie dankie dat u vanoggend saam met ons inskakel. Kom ons buig ons hoofde. Die aarde behoort aan die Here, met alles wat daarop is, die wêreld en alles wat daarop lewe. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus Christus, deur die werking van sy Gees. Dit is Palmsondag, kom ons sing 'n lied, lied 354. Iewers in die lied sing ons soos kinders met Hosanna sal koning bly ontmoet. Kom ons sing hierdie lied om ons ook in stemming te bring vir die tyd van die jaar waarin ons is. Ons sing lied 354, O Christus ons verlange. Uitgetrouwde brug.
Ons het die Here se vergifnis elke dag nodig. Kom ons as gemeente vra dit vanoggend opnuut van hom. Hy wil dit graag aan ons skenk. Jesaja 53 herinner ons aan die dierprys wat Jesus bereid was om op Goeie Vrydag in ons plek te betaal om ons los te koop uit die mag van sonde. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek gee geleentheid vir stilgebed, waarin ons die Here se vergifnis kan ontvang en ook kan dankie sê vir die prys wat hy bereid was om daarvoor te betaal. Amen. Aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy toevlug neem tot Jesus Christus, die enigste verlosser, verkondig die woord van God, die vergifnis van sonde. Kom ons sing sittende lied 245, die 245, ek wat vergifnis hier ontvang het. Kom ons sing dit met diep dankbare harte. Kom ons bely ons geloof, as dit vir jou moontlik is, kom ons staan as teken van oorwinning en teken van dit waarin ons vasglo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Here, ons het sopas bely dat ons glo in U, die Almagtige Vader. Niks is vir U onmoontlik nie, te veel of te groot nie. In tye soos hierdie besef ons net hoe diep afhanklik ons van U is, en dat ons kan staatmaak op U almag, U troue vaderlike sorg. Ons bring ons land en ons wêreld voor U genade troon. Here, ons styer voor 'n siekte wat soveel lewens eis. Hoor ons as ons pleit om U genade, dat hierdie storm tog spoedig sal verbygaan. Bewaar elke dokter en verpleegster, onderskraag elkeen wat siek is,
en sterk die geloof van u kinders, dat ons nie moedeloos en desperaat sal word in hierdie tyd nie. Ons bid vir hulle wat bekommerd is oor die dag van môre, sterk hulle geloof, hou hulle vas en voorsien ryklik in elke behoefte. U is die Here wat beloof het dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Ons dra ook hulle aan U op wat ons net nou genoem het, wat in hierdie moeilike tyd in die hospitaal beland het. Onderneem ook ryklik vir elkeen van hulle, vir Denise en vir Sanet, vir Marie en vir Tannie Susan. Seën ons vanoggend rondom U woord. Here, dankie vir die geloofsreis waarop ons kan wees en vir hierdie belangrike tema, dat U ons roep om verteenwoordigers van U in hierdie wêreld te wees. Getroue bestuurders te wees van dit wat U aan ons sorg toe vertrou het. Word verheerlik waar ons so saam is rondom U woord. Spreek, Here, want U kinders luister. Amen. Net eers vinnig om ons te oriënteer. Ons is die jaar besig met die Bybelstudiereis van Randy Frazee, 30 sleutelwaarhede van die Christelike geloof. 30 groot waarhede wat elke Christen diep in sy hart moet bære en groot duidelikheid oor moet hê. Om net so vinnig weer te sê waarmee ons besig is. Die eerste hoofstuk het ons gesels oor ek glo in God. Toe ek glo in die persoonlike God. Ek glo in verlossing. Ek glo in die Bybel. Ek glo my identiteit is in Christus. Ek glo in die kerk. Ek glo in die mensdom. Ek glo in barmhartigheid. En vanoggend kom ons by hoofstuk 9. Ek glo ek is 'n bestuurder. Die sleutelvraag is, wat is God se roeping vir my lewe? En vanoggend is 'n belangrike tema, want baie mense wonder oor die doel van hulle lewe hier op aarde. Die sleutelgedagte, kom ons lees dit hardop. Ek glo alles wat ek is en alles wat ek besit behoort aan God. En die sleutelvers, kom ons lees dit ook hardop. Die aarde behoort aan die Here met alles wat daarop is, die wêreld en alles wat daarop lewe. Psalm 24 vers 1. Hoofstuk 9 herinner ons aan die belangrike denkraamwerk wat elke kind van God moet hê, naamlik dat alles aan die Here behoort. Alles is syne. Ons besit eintlik niks. Ons is God se bestuurders hier op aarde. Hy is die albesitter, so dit wat ons het en dit wat ons is, het hy net aan ons toevertrou en ons bestuur dit namens hom. Kom ons lees uit Matteus 25, 'n gedeelte waar hierdie gedagte duidelik na vore kom. Nou, Matteus 25 handel oor die tyd tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. Met ander woorde, die tyd waarin ons nou leef. Matteus 25 sê onder andere, ons lampie moet altyd vol olie wees. In 'n ander perikoop sê Jesus dat ons moet wakker wees, want hy kan reg voor ons staan en vir ons sê, ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie. En Matteus 25 vertel ook die gelykenis dat terwyl ons wag vir Jesus, ons dit moet gebruik en goed bestuur wat hy aan elkeen van ons toevertrou het. Kom ons lees Matteus 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het. Hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat net 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra.
Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou, hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou, hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê vir hom, mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg, en gee dit aan die een wat 10 het. Aan die een wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Tot sover ons skriflesing, dit is die woord van die Here. 3 slawe, aan wie elkeen 'n groot som geld toevertrou is. En die verwagting was, dat hulle almal goeie bestuurders daarvan sou wees, terwyl hulle meester weg was. Op bladsy 131 van die Bybelstudie, is daar 'n vraag wat my oog gevang het. Die vraag is, wat kan jy hierdie week doen, om te wys jy glo, God roep jou om 'n goeie bestuurder te wees? Wat kan jy hierdie week doen om te wys jy glo, God roep jou om 'n goeie bestuurder te wees? Dis 'n vraag wat ek graag vanoggend wil probeer beantwoord uit die gedeelte wat ons gelees het en ook soos die Here my gedagtes gelei het. Die vraag, hoe kan ek 'n goeie bestuurder wees van alles wat die Here tot my beskikking gestel het? Kom ons dink eers bietjie oor hierdie vraag. Wat is die goue muntstukke wat jy alles van die Here ontvang het? Wat het hy alles aan jou toevertrou? Dink bietjie oor al jou materiële seëninge, jou huis en jou kar of dalk karre, jou geld in die bank, jou maandelikse salaris of pensioen. Goue muntstukke sluit ook dinge in soos al jou gawes en talente waarmee jy gebore is. Ook jou geleerdheid en dit waarvoor jy studeer het. Al jou kennis en al jou verstand kom uit sy vaderhand. As jy getroud is jou huweliksmaat ook 'n goue muntstuk aan jou toevertrou. So ook as jy geseënd is met kinders en kleinkinders, soveel goue munte wat die Here aan jou toevertrou het, hoe kan ek en jy 'n goeie bestuurder daarvan wees? Alles behoort aan hom, alles is syne, hoe kan ek dit na die beste van my vermoë bestuur? Kom ek deel wat ek geskryf het by hierdie antwoord, en mag dit vir jou as vertrekpunt dien, as jy in die week wat kom, ook oor hierdie vraag gaan nadink. Die eerste wat ek geskryf het, hoe kan ek 'n goeie bestuurder wees vir God, is, wees dankbaar vir die voorreg. Wees dankbaar vir die voorreg. 'n Kenmerk van 'n goeie bestuurder is dat hy of sy dankbaar behoort te wees vir die voorreg om iets baie kosbaar te bestuur namens iemand anders. Dat die eienaar van 'n besigheid genoeg vertroue in 'n bestuurder plaas om daardie besigheid tot 'n groot mate oor te laat in sy of haar hande. 'n Goeie bestuurder is een wat dankbaar is vir die voorreg. Dink bietjie hoe moes die slawe gevoel het daardie dag toe hulle eienaar hulle nader roep en goue muntstukke aan elkeen begin toevertrou.
Die goue munte word hier genoem talanton. Die waarde van 1 talanton was 'n dagloner se vergoeding vir 20 jaar. Kan ek dit weer sê? Die waarde van 'n talanton was 'n dagloner se vergoeding vir 20 jaar. So die slaaf wat selfs net 1 muntstuk ontvang het en miskien kon dink hy het min ontvang, het nog steeds 'n enorme som ontvang. Dink net bietjie hoe moes hulle gevoel het. Hulle was per slot van rekening net slawe. Sekerlik was hulle stom van verbasing dat die eienaar hulle toevertrou het met iets so uiters waardevol. Mag ek en jy ook gereeld stom geslaan en uiteindelik diep dankbaar wees dat die Here sy rykdomme onverdiend in ons hande plaas en ons daarmee vertrou. Dis soms duiseligwekkend as jy dink wat die Here alles in ons hande plaas. Byvoorbeeld die voorreg om ouers te kan wees. Kan jy onthou die eerste keer toe jy gehoor het jy gaan ma word en veral jy gaan pa word? Ek onthou nog presies waar ek was toe Joekie gebel het. Ek onthou nog die ou Nokia selfoon in my hand waar ek gesit het in my Nissan 1400 bakkie. Die onbeskryflike, dankbare en oorweldigende gevoel dat ek as sterfling toevertrou word met die kosbaarste iets op aarde, 'n lewe. Mag ons gereeld hierdie asem wegslaan oomblikke beleef, nie net oor die groot dinge in ons lewe nie, maar dankbaar oor die kos in my kas, dankbaar vir elke snytjie brood, dankbaar vir die mossies wat in die oggend op die betonmuur sit en wag vir die oorskietkrummels, dankbaar vir alles wat die Here sorgsaam aan my toevertrou. Mag ons gereeld in die woorde van Psalm 8 lof en dank aan die Skepper bring, dat hy ons laat heers oor die werk van sy hande. Ja, skape, beeste, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, sê Psalm 8, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Ek dink dit is die eerste kenmerk van 'n goeie bestuurder, dat dit iemand is wat gereeld stom geslaan en diep dankbaar is oor dit wat die God van die heelal alles onverdiend aan ons toevertrou. 'n tweede kenmerk van 'n goeie bestuurder sou ek sê, is nederigheid. Dat jy jou plek ken. Dat jy altyd sal onthou, jy is nie die eienaar nie, jy is net die bestuurder. Kan ek so tussen hakies sê, ek dink die verskil tussen 'n baas en 'n bestuurder is dat 'n baas is 'n bestuurder, maar hy dink die plek behoort aan hom. En ons almal weet wat se pyn 'n baas kan wees. Kan jy jouself die fiasko indink wat sou gebeur het as die slawe in die gelykenis met verloop van tyd sou begin dink het dis hulle geld? Om daarmee te maak net wat hulle wou en selfs vir hulle allerlei dinge begin koop het net wat hulle harte begeer het. Heeltemal ondenkbaar. En tog kan dit so maklik met jou en my gebeur dat ons onder die illusie kom dat ons die eienaars is. Die Here ken hierdie swakheid van ons en daarom het hy aan Israel die volgende waarskuwing gegee voordat hulle die beloofde land sou binnetrek. In dit Deuteronomium 8 vers 17 en 18 lees ons: Jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf, maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. Jy kan dalk in 'n oomblik van swakheid begin dink, dis my krag en my skerp brein wat vir my hierdie sertifikate en diplomas verwerf het. Dis my vernuf en my harde werk wat my maandelikse salaris inbring. Dit mag dalk so wees, maar uiteindelik is dit net 'n illusie. Want dis die Here jou God wat jou die krag gee. Nederigheid is om die Here jou God nie te vergeet nie.
Nie te vergeet om elke dag te erken en te bely, hy is die een wat dit vir my moontlik maak nie. Om nie te vergeet om opreg voor elke ete dankie te sê vir die kos voor jou nie. Daar is nog iets wat die Here gedoen het, om die Israeliete te help met nederigheid. En dit was om vir hulle die Sabbat te gee. Een dag in 'n week sou die opdrag wees om geen werk te doen nie. Nie jy of jou slaaf of die vreemdeling by jou nie. Dit sou hulle weekliks tot stilstand bring en laat besef dat dit God is wat in diepste vir hulle sorg en nie hulle eie sterk hande nie. Ek lees in Eksodus 16 vers 29: Ek het vir julle die Sabbat gegee en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Dit klink my in Oud-Israel was daar 1 keer per week 'n mini-lockdown waar niemand sy woonplek mag verlaat het nie, en die rede was om hulle gereeld te verlos van die illusie dat hulle in beheer is van sake. Hoopelik is dit ook iets wat ons leer in hierdie tyd. Daarom, hoe kan ek 'n goeie bestuurder wees? Deur gereeld nederig van my troontjie af te klim en te besef, ek is net 'n bestuurder, nie die eienaar nie. En saam met Koos Du Plessis te sing, wat ek is net genade, wat ek het, is net geleen. Nog 'n kenmerk van 'n goeie bestuurder is om vrylik te deel dit wat God aan jou toevertrou het. Dit was die fout wat die 3de slaaf begaan het. In plaas daarvan dat hy uitgegaan het soos die ander 2 en dat hy dit wat hy ontvang het vrylik beskikbaar gestel het aan ander, al was dit so gering as om dit net vry te laat by die bankiers. Wat doen hy? Hy smoor dit veilig toe hier by hom. Dit kring nie verder uit as net homself nie. Om 'n bestuurder van God se goeie gawes te wees, beteken dat ek sal besef, ek is geseën om tot seën te wees. God se goeie gawes mag nie by my stop nie. Ek is net die kanaal van sy liefde. Ek kan my altyd verkyk aan video's van hamstertjies wat hulle kieste tot barstens toe vol kan stop, net om telkens iets van myself daarin raak te sien. In plaas daarvan dat ek vrylik deel en gee, eindig soveel van God se goeie gawes by my op. Kom ons volg die voorbeeld van Christene oor al die eeue, dat hulle nie selfsugtig God se seëninge vir hulle self gehou het nie. In Handelinge 2 vers 44 en 45 lees ons van die voorbeeld van die vroeë kerk. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Wat 'n getuienis. Ek kry die afgelope week 'n telefoonoproep van iemand wat R1000 in die kerk se rekening inbetaal vir mense wat nie kos het nie. Ja, om vrylik te deel dit wat God aan jou toevertrou het. 'n 4de en 'n laaste kenmerk wat ek neergeskryf het, is 'n goeie bestuurder is een wat elke oggend aanmeld vir diens. 'n Goeie bestuurder is een wat gereeld in kontak is met die eienaar van die besigheid en vra soos, is daar iets spesifiek wat u wil hê ek moet vandag doen? Is daar dinge waarvoor u wil hê ek moet uitkyk? Is daar dalk iets wat ek iewers miskyk? Om 'n goeie bestuurder van God te wees, beteken om elke oggend aan te meld vir diens. Om in gebed te vra, Here, is daar iets spesifiek wat u wil hê ek moet vandag doen? Is daar dinge waarvoor ek moet uitkyk? Is daar dalk iets belangrik wat ek iewers miskyk? Mag ek en jy inderdaad goeie bestuurders van God wees. Dat die dag wanneer hy terugkom, of die dag wanneer hy
jou kom haal, dat ons die lewe sal agterlaat as ryker, voller, mooier. Dat ons die goud wat ons oor 'n leeftyd van hom ontvang het en wat hy in ons skote laat val het, dat ons dit vir hom sal teruggee, blinker, helderder, vele maal vermenigvuldig. Mag ek en jy ook aan die einde van ons lewe hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Amen. Here, vergewe ons waar ons so dikwels vol flou verskonings is om voluit vir U te lewe. Vergewe ons waar ons so dikwels gulde geleenthede om te kan dien en liefde te bewys deur ons vingers laat glip. Vergewe ons waar ons so dikwels al U goeie gawes, het sy geestelik of materieel, by onsself laat opeindig. Vergewe ons, Here, bo al ons luiheid en ons ongehoorsaamheid. Gee tog, Heilige Gees, dat daar nooit grond aan ons goud sal kleef nie. Vul ons met U self. Maak ons U getroue bestuurders. Maak ons diep dankbaar en nederig vir die voorreg om in U diens te mag staan. Gee dat ons vreesloos vrygewig U goedheid sal laat vermenigvuldig en help ons om getrou elke oggend aan te meld vir diens, waar ons al ons planne, ons vermoëns en ons tyd voor U voete neerlê vir goedkeuring. Leer ons om klein te wees in ons eie oë en om slegs kanale te wees om hierdie wêreld te bedien met die kosbare goud van U liefde. Hier is ons, Here, as enkelinge, maar ook as gemeente Wonderboompoort, ons meld aan vir diens in die koninkryk. Gebruik alles wat ons het en alles wat ons is, vrylik in U diens. Amen. Kom ons verheerlik die Here met ons offergawes en kom ons luister met dankbare harte na die liedjie wat speel. Dankie vir hierdie skone môre, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U oor my gewaak het deur die donker nag. Dankie vir al die goeie vriende, dankie vir elke boom en blom. Dankie vir al die seëninge wat na my toe kom. Dankie vir elke kinderlaggie, dankie vir elke sonnestraal. Dankie dat ek my weg terugvind waar ek ook al dwaal. Dankie vir vlaktes en vir berge, dankie vir elke silverstroom. Dankie vir al ons ideale, elke goue droom. Dankie vir al die goeie vriende, dankie vir elke boom en blom. Dankie vir al die seëninge wat na my toe kom. Dankie vir hierdie skone môre, dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U oor my gewaak het deur die donker nag. Dankie dat U oor my gewaak het deur die donker nag.
Ons slotlied is lied 308. Neem my lewe, laat dit eer, U gewy wees meer en meer. Neem my lewe, laat dit eer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks nou maak my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vader hand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit eer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Ons ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.